Welkom by Marula Media se regstreekse gesprek. Vandag gesels ons oor die kwessie rondom bedrog met COVID-19 tenders en of dit gestuit en enigstens omgekeer kan word. Nou, ons het gesien die afgelope weke het die media regtig wyd berig oor verskeie regeringslei wat nou betrek word by korrupte tenders vir die verskaffing van COVID-19 dienste en toerusting. Ons eie Ace Magashule se seuns word selfs betrek by 'n tender in die Vrystaat. En selfs die New York Times het gister berig oor hoe groot die probleem van korrupsie met betrekking tot hierdie tenders in Suid-Afrika is. So wat dit beteken is dat geld wat bedoel was vir COVID-19 om dit te bekamp en lewens te red, nou gebruik word om ANC vetkatte net nog vetter te maak. Ramaphosa het intussen 'n kommissie van ondersoek aangestel om hierdie beweringe te ondersoek, maar ons kan Suid-Afrikaners ook nou nie kwaadlik neem dat hulle baie skepties is oor of hierdie skuldiges werklik aan die pen gaan ry nie. Saam met ons vandag om van hierdie kwessies te bespreek is eerstens Alida Cox, hy's 'n dosent in politiek by Akademia. Albert van Styl, hy is verbonde aan die NWI se departement vir forensiese ouditkunde. En dan het ons vir Gerry Nel, hy is hoof van AfriForum se onafhanklike vervolgingseenheid. Ons wil net vinnig, Alida, as ons sommer by jou kan wegspring, wat presies behels hierdie kommissie wat Ramaphosa nou aangestel het en wat is hulle taak? Elena, ek wil net seker maak verwys na die kabinetskomitee. Ja. Ja. So die kabinetskomitee is nou 'n rukkie terug deur president Ramaphosa aangestel om dit bestaan uit ministers in die kabinet om basies, hulle taak is om inligting van regeringsdepartemente te ontvang oor tenders wat toegeken is rakende COVID-19 verligting, onder andere persoonlike beskermde toerusting in daardie verband. En hierdie kabinetskomitee is dan veronderstel om inligting van regeringsdepartemente te ontvang oor tenders wat toegeken is, en dan sal die kabinetskomitee 'n verslag saamstel in die verband en die president dan oorweeg wat hy het gesê, inligting uit hierdie verslag, sekere inligting, die volle verslag, ons is nie seker nie, sal dan in die openbaar bekendgestel word. Dit is 'n baie powere poging eintlik om enigstens hierdie saak aan te spreek, want ek meen dit verwys dan net na dat inligting ontvang word oor tenders wat toegeken word. En terselfdertyd, ek meen ons Suid-Afrikaners, die gewone man op straat en die gewone vrou op straat, ons stel nie meer belang aan inligting, inligting is natuurlik belangrik in die verband, vir die media gee vir ons daai inligting wat ons nodig het, met 'n verslag wat deur 'n kabinetskomitee saamgestel word, gaan ons in elk geval nie vertrou nie, veral as jy in ag neem dat daar ministers op hierdie kabinetskomitee sit, soos Bekkie Cele, soos Nkosazana Dlamini-Zuma. En op die einde van die dag is dit in elk geval rolspelers wat ons nie vertrou om vir ons die volle waarheid te gee oor wat aangaan in regeringskringe in hierdie verband nie. So die media gee vir ons daai inligting in elk geval. Ons behoefte is dat persone wat skuldig is in hierdie verband, wat betrokke is in korrupsie en in tenderkorrupsie, vervolg word. Dat sake teen hierdie individue gebou word en dat mense vervolg word. Dit is wat belangrik is. Nie 'n kabinetskomitee wat eintlik maar net 'n politieke stap is om iets te wys vir die wêreld wat eintlik geen betekenis het. Ja, en soos jy nou inderdaad sê, dis eintlik maar die ANC wat homself ondersoek en hoe kan hoe waar of hoe geldig kan so 'n kommissie of so 'n komitee wees. Nou soos jy ook uitgewys het, dit is nie 'n kommissie nie, dis bloot 'n komitee. Maar ons is nou ook in die verlede het ons nou al geleer, soos met die Zondo-kommissie en vorige kommissies en ondersoeke wat geloods is na korrupte aksies, daar kom nie regtig enigstens 'n resultaat nie. Wat is die probleem met hierdie tipe ondersoeke en veral dan kommissies soos die Zondo-kommissie? Hoekom sien ons dikwels nie dat hulle suksesvol is of dat daar op die ou ende geen vervolging kom nie? Miskien kan jy ons help, Albert. Wat is so 'n tipe kommissie se presiese mandaat? Ek verwys nou spesifiek na die Zondo-kommissie. Dit is nou dis nou 'n bietjie lank wat dit ook sloer en mense voel moedeloos. Wat is die doel van die Zondo-kommissie en watse resultate kan ons daar verwag? Ja, Elaine, die feit is dat in terme van wetgewing kan die president geregtelike kommissies aanstel met 'n bepaalde mandaat. In die geval van die Zondo-kommissie
het hulle na my mening 'n besondere wye mandaat gekry, wat hulle gesê het, hulle moet korrupsie en bedrog op 'n hoë vlak dwars deur die Suid-Afrikaanse samelewing ondersoek. Dit maak dit baie moeilik, want waar begin jy en waar eindig jy? Veral as ons in 'n land sit waar daar soveel korrupsie en bedrog is. Mense moet verder verstaan dat so 'n kommissie het eintlik net 'n beperkte mandaat, want sy rol kan in my mening bloot wees om inligting in te win en die storie te vertel aan die gemeenskap. En dis presies wat met die Sonderkommissie gebeur. Hulle vertel op hierdie stadium die verhaal en natuurlik moet hulle gehoor gee in die ouer partem reël en die geïmpliseerde persone ook die geleentheid gegee om hulle antwoord te gee. Maar dit is steeds die polisie se taak om die inligting wat daar is verder te neem en dit na die vervolgingsgesag te verwys en dat vervolging dan ingestel kan word. So die kommissie kan nie dit doen nie. En dit is wat ek dink 'n groot deel van die frustrasie veroorsaak, dat ons as gemeenskap sê, ons hoor nou al vir 18 maande lank al hierdie stories, maar ons sien niks gebeur nie. Ek moet sê, daar's ernstige gebreke binne die hele strafregstelsel. Gerrie Nel sal baie beter daarvan kan vertel as ek. Daar is nog, moet ek dadelik ook sê, ook hier en daar goeie polismanne en aanklaers oor wat ek dink hulle beste doen, maar die stelsel is besig om ons te val en dit is 'n krisis en dit is iets wat baie dringend aangespreek moet word in hierdie land. Gerrie, kan jy vir ons, ek weet jy het baie ook sterk oortuigings oor kommissies en die sukses van hulle, sal jy vir ons net bietjie uitbrei daarso? Gerrie, okay, daar is ek by die gang. Ja, ek plaas my kaart op die tafel. Ek staan totaal krities teenoor enige kommissie. Vir my is hierdie aankondigings met vanvare 'n blote uitstel tegniek en is 'n tegniek wat die regering gebruik om tyd te wen. Elke keer as daar 'n nuwe inisiatief aangekondig word, is die vuisvoersgemeenskap tog so bly dat daar iets gebeur, dat daar eintlik niks gebeur nie en dat as gevolg daarvan wen mense net 'n bietjie goeie wil, maar daar's eintlik geen gevolge nie. Nou ek staan totaal krities. Vir my is 'n kommissie en 'n kommissie soos die Zondo-kommissie erkenning dat die strafregstelsel nie werk nie. So, want as die strafregstelsel gewerk het en jy het 830 miljoen rand geneem om die strafregstelsel te befonds, dan kon ons hierdie sake ondersoek het, doelgerig met die doel om by die hof uit te kom. Nou het ons 'n kommissie wat ons 830 miljoen rand kos alreeds en seker meer gaan kos op die einde. Maar die polisie en die vervolgingsgesag vermoë is nog steeds presies dieselfde. So dit is waar jy sien en ek's baie krities teenoor kommissies, ek's meer krities teenoor kommissies wat gelei word deur politici en ek's absoluut krities teenoor enige kabinetskomitee. Waaroor 'n kabinetskomitee in hierdie geval betrokke moet raak, verstaan ek absoluut glad. Dit maak dit my sin nie, behalwe dit gee politici die kans om op 'n verhoog te staan en te sê ons doen iets. En die vuisvoersgemeenskap sê hulle doen iets, terwyl in waarheid en werklikheid hulle absoluut niks doen nie. Wat kos dit, en ek stem met Alida saam, wat kos dit 'n polisieman om by 'n departement in te loop en sê ek wil al julle COVID-19 tenders sien? Dan het hy dit, dan kan hy dit kry in terme van die strafproseswet, hy kan dit kry en hy kan dit gebruik. Op die oomblik word dit gegee aan 'n komitee en ek is maar baie sinies, 'n komitee gelei deur politici, en politici wat nou al deur die hele COVID tydperk ons baie van geleer het en gelees het. Ek wil minister Cele, hy's meer bekommerd oor mense wat op die strand loop as wat hy is om korrupsie te ondersoek.
en ook korrupsie teenoor van sy mede-kollegas soos minister Mbalula. Die laaste punt wat ek wil maak, want ek het voor ons begin gesê en ek vra verskoning, ek's absoluut krities teenoor kommissies en die hoeveelheid geld wat daarop verspil word. Ek is nog net 'n aanklaer gewees. Ek het baie ondersoeke en baie sake vervolg in my tyd en ek praat van die standpunt af uit van 'n groep mense wat 'n saak ondersoek met 'n onkreukbare hoof van die nasionale vervolgingsgesag wat hulle ondersteun en wat dit tot gevolg kan hê, en daar praat ek van die Celebes. So omdat ek vanuit daai oogpunt af praat, verstaan ek dit wat ons doen in die Zondo-kommissie glad nie. Mag ek net sê, Albert, en ek doen dit met apologie, ons moet aanvaar wanneer die kommissie tot stand gekom het. Dit het tot stand gekom in die einde van die Zuma-era. En toe het ons gedink dis nogal goed, want ons almal weet wat in die Zuma-era gebeur. So ek dink die kommissie was net aangestel en die volgende Februarie het meneer Zuma te bedank. Op daai stadium, aan die einde van die Zuma-era, was die kommissie volgens my oorbodig. En die wye veld wat hulle moet dek en die feit dat dit bloot die inligting insamel en dit nie getoets kan word. Die kruisverhoor wat toegelaat word is regtig is nie die moeite werd nie. Ek dink dit mors net meer tyd en ek praat van 'n kritiese oogpunt af. Alida noem dit die kabinetskomitee 'n powere poging. Ek dink sy is beter met woorde as ek ondersteun dit. Albert praat van die mense wil hulle storie vertel. Albert, alhoewel mense dit kan insien, sien ek dit as 'n gevaar. Want as iemand sy storie vertel het en jy het op TV daarna gekyk, dan dink jy is verby. So mense met wie ek praat sê, nee, maar ons weet mos nou Bosasa is verby. Maar Bosasa is nie verby nie. Nog niemand is vervolg nie. So die feit dat 'n storie vertel word en almal dit lees, het die gevaar dat mense dink is nou verby. En dit is glad nie verby nie. So Elyn, ek het heeltemal te veel gesê, maar dit is hoe ek voel oor hierdie kommissies. Goed. Nee, dankie. Dis 'n waardevolle insig. Ek dink met ander woorde ons kan aflei, ons het rede om skepties te wees. Alida, ek wil by jou hoor, is daar enigstens 'n politieke wil om korrupte leiers te vervolg en ons weet Ramaphosa se steun, almal in die ANC steun hom nie noodwendig nie, so selfs as hy 'n politieke wil gehad het, is daar enigstens 'n politieke wil om hierdie ding aan te spreek? Wel, ek dink wat die afgelope week gebeur het in die KwaZulu-Natal se provinsiale wetgewer is net uit weer eens spreek weer eens 'n voorbeeld dat daar beslis nie politieke wil is nie. I mean, al wil president Ramaphosa korrupsie aanspreek in sy party, het hy nie die vermoë om dit te doen nie. Want die ANC as regerende party se korrupsie is geïnstitusionaliseer in Suid-Afrika. Dis deel van alle vlakke van regering, nasionaal, provinsiaal, munisipaal, deur tot op tak, partytak vlak. So dis regtig, dis 'n kanker wat op elke vlak van regering teenwoordig is. En ek dink ons het in die afgelope tyd en daar's nou heel wat verwysing na die Zondo-kommissie ook. Ons het begin om 'n idee te kry van hoe ver hierdie ding en hoe ver die netwerke strek in hierdie verband. Maar ons het nog nie 'n idee nie. Al wat ons nou weet en wat ook uitkom in gesprekke wat rolspelers betref, in kringe in en om die ANC, in die swart bewussynsbeweging, in die veterane beweging ook van die ANC, is dat daar begin 'n duidelikheid ontwikkel dat die ANC is die skade is so groot, dit kan nie omgekeer word nie. En dat ons het begin dink aan 'n post-ANC samelewing in Suid-Afrika. Daar's nou, as ons gaan kyk, volgende jaar in Augustus is dit munisipale verkiesings in Suid-Afrika. En daar's nou heelwat of mense begin uitdink, ook kritiese kommentators begin dink, dit wat in Gauteng moontlik kan gebeur. Kan moontlik vir ons 'n blikhoek gee oor wat in die toekoms voorlê in provinsies en munisipaliteite buite die Weskaap.
Ons sit nou, Herman Mashaba byvoorbeeld, het sy politieke party wat hy loods aan die einde van hierdie maand. En dit stel, ek sit nie al my hoop in Herman Mashaba nie, maar op die einde van die dag is dit dis nog 'n oppositieparty wat gevorm, wat eintlik 'n geleentheid bied om wel 'n mate van momentum te kan skep vir 'n nuwe vorm van koalisiepolitiek of alliansiepolitiek, om dan moontlik, daar's 'n moontlikheid. Ek weet ek staan bietjie meer positief in hierdie verband as heelwat ander kommentators. Ek weet hierdie week ook het kommentators soos professor Pieter Labeskagni by buitengewone professor by Unisa het teoretiese metode gebruik ook om te bepaal dat die ANC beslis weer die volgende verkiesings gaan wen. Ek meen ons almal weet dat die ANC is die dominante party in Suid-Afrika al meer as 25 jaar, maar ons het wel, dink ek nou, by 'n keerpunt begin kom. COVID-19, die grendel en die absolute afgryslike COVID-19 korrupsie ek dink dit het 'n draaipunt geword. En ek dink om terug te kom by wat ek gesê het in die begin van toe ek nou begin praat het, wat hierdie week gebeur het in die KwaZulu-Natal se provinsiale wetgewer. Ek meen, nadat daar soveel klem geplaas is van die president se kant af om korrupsie aan te spreek, met voetsak ANC as 'n veldtog onder mense op sosiale media. Dis nou vandag weer natuurlik Vrydag, so ons is vandag weer op 'n #voetsakvrydag dag betrokke. Nadat byvoorbeeld KwaZulu-Natal as provinsie by die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC in KwaZulu-Natal ook verlede jaar bevestig het dat korrupsie moet aangespreek word in die provinsie, nadat die burgemeester van eThekwini, dis die Durbanse metro, in Mei verlede jaar gearresteer is vir haar betrokkenheid wat die toekenning van 208 miljoen rand se tenders betref by Durban Waste byvoorbeeld. Met daai hele korrupsiesaak beloop meer as 400 miljoen rand. Nadat sy in die tronk was, op borgtog van 50.000 rand vrygelaat is, en nadat sy daar's tans 'n saak teen haar aanhangig, is sy verwyder uit die Durbanse metro, is hy so waar as vet hierdie week beëdig as 'n lid van die provinsiale wetgewer in KwaZulu-Natal. En die ANC in die provinsie verdedig dit in alle opsigte. Hulle sê dat ons moes haar uit die metro uit in elk geval haal, sy was 'n gewone raadslid nadat sy verwyder is as burgemeester. Ons moes haar iewers sit, ons sit haar in die provinsiale wetgewer, waar sy nou 'n salaris van meer as R1 miljoen 'n jaar verdien, terwyl sy in die hof, September in die hof is vir korrupsie aanklagte. So ons sien ook 'n situasie waar, as jy nou gaan kyk na die verskillende vlakke van regering, nasionaal, provinsiaal, munisipaal, wat daar verskillende magte is ook onder die ANC kringe op hierdie verskillende vlakke van regering. Hierso kan die provinsiale uitvoerende komitee van die party van die ANC kan eintlik optree net soos wat hy wil. En ons soveel mag op takvlak in die party en ons is besig om voor te berei vir die munisipale verkiesings volgende jaar. Zandile Gumede, die voormalige burgemeester van Durban, het baie mag op takvlak. En daarom kry sy dan weer 'n posisie as lid van die provinsiale wetgewer. Hierdie ding kan nie aangespreek word nie, daar's nie politieke wil nie, daar gaan nie wees nie. Al wat ons gaan red is 'n post-ANC samelewing. Ja. So wat ek van jou verstaan is dis institusioneel, dis in die grein van die ANC, in die kern van die ANC. In die staat in verweef. Ja, is dit net die ANC se probleem? Gaan ons noodwendig met 'n DA-regering die probleem kan oplos? So ja, hoekom dink jy dit is net die ANC wat so 'n probleem het? Wat dink jy is die rede daarvoor? Kyk, ek dink die mees basiese ding om na daai ding te kyk is om te sien dat om eerstens te sê die ANC is 'n dominante party wat onlangs as 'n de facto eenpartytelsel begin funksioneer het. Maar die ANC is die regerende party al vir meer as 25 jaar in Suid-Afrika. Wat beteken, en omdat hulle soveel mag het, soveel oorgesentraliseerde mag het die verdeling van magte in Suid-Afrika tussen die uitvoerende gesag, die wetgewende gesag, die regsprekende gesag, wat 'n fusie tussen hierdie verdeling van magte plaasgevind, wat die ANC net soveel meer mag gegee het. En wat gebeur? Jy sien dit oral. Eendag as dit gebeur, dan het daai party, die regerende party, soveel mag, daar's 'n swart gat wat vorm, daar's geen wigte en teenremme of teenwigte en remme
wat die rolspelers in daai party en die regerende party laat verantwoord nie. Ons geen oppositie wat genoeg kompetisie bied in daai verband. Jy weet die party is verseker daarvan hy gaan die volgende verkiesing wen. En gevolglik kan iets soos korrupsie in die swart gat nie aangespreek word nie. As ons kan kom op 'n punt waar ons 'n ander party of 'n koalisie of alliansie van partye begin regerende mag gee, of dit op watter vlak en oral van regering kan wees. As ons net kan kom op munisipale vlak en provinsiale vlak, kan ons begin om stelselmatig weer daai balans in ons eie stelsel in te bou om korrupsie weer teen te staan. Om mense in die regering te laat verantwoord. Goed. Albert, Alida praat nou so van stelsels in plek hê om korrupsie verantwoordbaar te hou. Wat is van hierdie stelsels wat 'n land in plek kan hê? Hoe maak ons seker dat korrupsie nie weer sy kop uitsteek of dat 'n nuwe party nie weer net korrup word nie? Ja, Elaine, dit is 'n baie belangrike vraag, maar wat ek vir jou tot môre toe kan praat om 'n antwoord te gee daarop. Die feit is, as ons teruggaan na die aard van korrupsie, ek noem korrupsie in Engels, baie mense praat mos sê korrupsie is 'n slagofferlose, victimless misdaad, want jy sien nie daar's iemand wat dood is nie. Ek noem korrupsie die in Engels die happy crime, die gelukkige misdaad. Hoekom sê ek so? Want die twee partye betrokke daar, die persoon wat gee en die ou wat neem, albei baat uit daai verhouding. Nee, teenstelling met ander misdade. In geval van moord, hier's 'n ou wat dood is. As my vrou in die huis inkom en hier was 'n rower, sy vind my dood, gaan sy dadelik polisie toe hardloop, want ek is nie meer daar nie. In die geval van korrupsie het ons nie daai ding nie. Daar's nie 'n slagoffer wat onmiddellik daar lê nie. En dit is wat dit moeilik maak. Daarom word dit normaalweg vinnig genoeg aangemeld nie. Is dit baie moeilik om dit te bewys, want albei partye betrokke is gelukkig. En daarom het jy 'n holistiese benadering nodig om korrupsie aan te spreek. En dit strek vanaf strukture wat jy binne 'n vervolgingsgesag geskep het, ons kan baie daar praat, maar jy het ander rolspelers ook. Vletjieblassers is van kritieke belang, om te sorg dat vletjieblassers beskerm is, dat daar 'n kultuur bestaan, dat mense gaan optree teen hierdie tipe misdade. Dit begin by onderwys, hoe ons kinders grootmaak, dat ons sê baie maal vir ons kinders, jy moenie klik nie. Maar is dit regtig die regte ding om vir jou kind te leer? En die hele ding van politieke aanspreeklikheid, die politieke stelsel in Suid-Afrika met weet in Alida se woorde, de facto een partye regering is 'n absolute ramp. Want jy kan daar's geen verantwoordbaarheid as jy soveel mag het nie. Daar is nie 'n towerformule nie. Ongelukkig nie. Ek sou graag wou sê 'n interessante konsep sou wees om weer 'n gespesialiseerde eenheid te kry, soos wat die skorpioene kon wees, wat onafhanklik is, wat die nodige magte het, wat die nodige befondsing, wat die nodige deskundige kennis het. Selfs so 'n eenheid gaan nie voldoende wees nie in die omgewing waar ons tans is. As ons na ander lande in die wêreld kyk, na hulle ervaring, ek wil net vinnig met een ding eindig. Want hierdie is 'n baie komplekse ding. Wat my baie teleurstel, want ek het nou afgelope tyd baie moes lees oor die konsep van staatskaping. Staatskaping is 'n besondere vorm van korrupsie. Dis 'n ekstreme vorm daarvan. En hierdie konsep is vir die eerste keer beskryf deur navorsers vir die Wêreldbank, wat gaan kyk het na hoekom maatskappye sukkel om te belê in voormalige Oos-Europese lande.
en daarop agtergekom, dit was lande wat uit kommunisme vrygekom het en in daai oorgang was 'n nuwe is 'n herverdeling van welvaart gewees, daar's 'n klomp nuwe wetgewing in plek gekom het en in daai oorgangsfase het 'n klomp opportunistiese persone die geleentheid gebruik om hulle self te posisioneer en baie mag te bekom. Dis baie eenvoudig opgesom. Maar wat ek wil sê, wat my baie jammer het oor Suid-Afrika, is ons het 'n oorgang gehad in ongeveer dieselfde tyd. En as ons kyk na 'n ander land byvoorbeeld, van die Oos-Europese lande het gesê, wat is die beste in die wêreld? Wat kan ons die beste in die wêreld gebruik om onsself te verbeter? En daar is van die lande wat baie verbeter het. Maar ons het dit reg gekry om te sê, wie is die grootste boewe in die wêreld? Ons het gaan kyk na 'n Cuba. Ons het gekyk na 'n China. Ons het selfs Venezuela is 'n groot held van ons regeringsleiers. En nou is ons verbaas dat ons begin lyk soos daai lande. Gerry, ek wil by jou hoor, ons het net vinnig gekyk na die strafregstelsel, jy het vinnig genoem oor die tekortkominge daarso. Wat is nodig in hierdie, wat moet hervorm binne die strafregstelsel vir korrupsie om suksesvol aangespreek te word? Ek het vertrou in die regstelsel. Ek dink ons wil te gou goed verander en as wil te gou nuwe eenhede daarstel en dan is die nuwe eenhede nie goed nie en dan moet ons nuwe eenhede daarstel. Ek dink nie ons hoef iets te verander nie, want die regstelsel as 'n stelsel in 'n proses is ondersteun ek 100%. Dis die funksionarisse en die mense wat aangewend word om dit te maak werk wat mense na moet kyk. As daar nie vervolging is nie, moet ons kyk hoekom is daar nie vervolging. Maar dit het nie te doen met die strafregstelsel dat daar nie vervolging is. Dit het te doen met mense wat of nie die kundigheid het nie, of nie die wil het, die politieke wil het nie. Net om die vorige vraag, ek is Albert en Alida, hulle praat uit 'n akademiese oogpunt. Ek praat uit 'n praktiese oogpunt en vir my is politici geneig tot korrupsie. Dis 'n feit. Dis 'n feit wêreldwyd. Mense met mag is geneig tot korrupsie. Dis net hoe dit is. So maak nie saak, en ek het nog nooit gesê en ek was op verskeie openbare fora dat voor 94 daar nie korrupsie was nie. Daar was baie korrupsie voor 94. Daar's korrupsie na 94, daar gaan korrupsie wees volgende jaar. Die enigste wat korrupsie kan stop, nou daar's filosofiese benaderinge. Integriteit. Integriteit is nie net inherent nie, dit kan ook aangeleef word en dit kan afgedwing word. So mense kan in 'n baie lang filosofiese gesprek gaan oor integriteit. Maar as die reg voorspelbaar is, as jy korrupsie pleeg en jy gaan gearresteer word en jy gaan skuldig bevind word en jy gaan tronk toe gaan, sal dit stop. Daar is niks anders wat dit kan stop nie. Ons kan baie probeer. En Elaine, daar's net een aspek wat ek dink baie van ons nie weet nie en nie in ag neem nie, en dit is 'n mens moet kyk na die definisie van korrupsie. Nou as ons korrupsie verstaan, dan is dit nie so moeilik om dit aan te spreek. Nou ons as gemeenskap maak 'n fout. Ons verwys na korrupsie as 'n versamelnaam. Alles wat nie goed is nie, diefstal, oneerlikheid, ontrouheid, enige iets is korrupsie. So jy's 'n korrupte mens. Terwyl in waarheid en werklik korrupsie is 'n spesifieke misdaad. En ek gaan tog net gou die definisie van korrupsie wat in die Celebi saak aanvaar is en ook deur die Appelhof in 2 sake Celebi en Blok aanvaar is. As mens dit in ag neem en mens lees die koerante van môre af oor wat korrupsie is en hoe maklik dit bewysbaar is, dan gaan baie van ons probleme verval. Nou, in die Celebi saak sê die hof, Celebi must have realized that Agliati's generosity and the payments he received from him created a dynamic whereby he, in his post as head of the nation's police, would be indebted to him and would have to remain willing to do him favors. So ons het nou al aanbeweeg
van dat daar moet 'n korrupter en 'n korruptie wees. As jy iets gee met 'n korruptiewe ingesteldheid of bedoeling, is jy skuldig aan korrupsie, selfs al word dit nie aanvaar. As jy iets aanvaar en jy vermoed dat dit vir jou gegee word met 'n korruptiewe ingesteldheid en jy aanvaar dit ook en jy het net niks aan gedoen nie, is dit ook korrupsie. Nou as ons as gemeenskap en veral die polisie en die vervolgingsgesag korrupsie werklik verstaan, en ek gaan nou nie heeltemal te tegnies raak nie, maar die definisie wat in die Sheikh saak gebruik is vir korrupsie moet ook toegepas word. En as dit die twee definisies, een in Celebe en een in Sheikh en een in Blok, dan kan ons baie makliker korrupsie aanspreek, want dit sal vir ons makliker wees. Weet, Albert is heeltemal reg, en as ons tyd het en ons kom by privaat vervolging, is die probleem dat korrupsie is 'n victimless crime. Meneer Zuma het 'n paar keer in die parlement gesê, en almal aanvaar dit, maar is nie die einde daarvan nie. Want een van die beste regters vir wie ek nog ooit verskyn het, regter Moseneke, het in die kleinste uitspraak iets ongeloofliks gesê, waar hy gesê het dat corruption and organized crime have reached a stage in our country that society must have a right to address it. So, al is dit victimloos, slagofferloos ten aansien van individue, is dit nie slagofferloos ten aansien van die gemeenskap. Want die gemeenskap het nog steeds 'n belang. En as ons dit kan regkry sodat ons howe en die wetgewer kan aanvaar dat die gemeenskap 'n belang het om hierdie tipe misdrywe aangespreek te kry, sal ons ook al ver gevorder het. Ja. Nou kom ons gesels gou oor privaat vervolging. Jou afdeling is nou juist besig met die saak van Motsepe Radebe en moontlike korrupsie wat daar aan die gang is. Is dit 'n werkbare oplossing indien die regering nie optree teenoor hierdie mense nie? Kan ons dan ons wend na privaat vervolging? Wat is die proses en die uitdagings wat daarmee saamgaan? Dat daar baie uitdagings is 'n feit. Dat dit 'n uitkoms is ook 'n feit. As die vervolgingsgesag nie vervolg nie, wat het jy? Jy het absoluut niks oor nie as jy nou klaar is in 'n saak en daar's 'n besluit geneem om nie te vervolg nie. Jy kan die howe nader, hulle kan sê dis 'n irrasionele besluit gewees, maar daar gaan nog steeds die vervolging wees. Nou, alle mense in posisies, as hulle weet dat iemand anders dit kan doen, sal baie versigtig wees en het ons nou al gesien om beslissings te neem en nie stappe te neem nie wat maklik is om nie te neem. Ons het in die verlede, en daar's baie sulke voorbeelde waar mense as gevolg van wie hulle is, wie hulle ken en wat hulle is, nie vervolg is nie. Daar's baie sulke voorbeelde in die verlede en dan moet daar iemand wees wat dit kan doen. Sover korrupsie aanbetref, is daar 'n groot uitdaging en dit is om privaat vervolging te kan instel, moet jy 'n wesenlike belang kan bewys. Jy moet kan bewys dat die besluit om nie te vervolg nie, het jou benadeel, jou as 'n individu. Nou dis waar Albert 100% reg is. Korrupsie word gesien as 'n slagofferlose misdaad, so daar is nie iemand wat kan opstaan en sê, as gevolg van die korrupsie in Tegeta, het ek skade gely. Ons het nou al gekyk na belasting, daar's allerlei wette wat sê hoe elke belastingrand verdeel word. 'n Sent gaan hiernatoe en 'n sent gaan hiernatoe, om te kyk of ons nie op 'n kunsmatige manier moontlik 'n wesenlike belang in 'n individu kan identifiseer nie. Maar ek is regtig vol vertroue dat as ons die geleentheid kry om 'n saak te kan argumenteer, om te sê dat die gemeenskap het 'n wesenlike belang ontwikkel as gevolg van die toename van korrupsie en as gevolg van die wanbalans en die feit dat dit nie geadresseer word nie, gaan ons suksesvol wees. Dit is ons uitdaging wat ons wil doen, dit is vir ons ongelooflik interessant en is 'n uitdaging, so ek hoop ons gaan daarby uitkom. Maar in alle ander sake waar ons byvoorbeeld nie klaar is, en Elaine, jy moet net steek op jou hand as ek te veel praat, want ek het die geneigtheid, alle regslei het die geneigtheid om te veel te praat. Ek gaan net vinnig praat oor 'n spesifieke saak. Jy weet,
Ons het 'n saak in hande gemaak teen minister Mbalula vir korrupsie wat almal van weet, wat 'n vakansie na Dubai insluit wat hom R600,000 wat R600,000 gekos het. Nou die vervolgingsgesag doen net niks. Die polisie doen net niks. So ons raak betrokke, ons kyk om hulle so ver te kry. Maar dan moet jy ook in ag neem dat ons skryf vir 'n kabinetkollega. Ons skryf vir die minister van polisie. Ons sê jou mense werk nie, maar dit is sy kabinetkollega. So hy skryf vir ons terug. Ons sal vir julle rapporteer wanneer daar iets gebeur. So daarom kan ons van die begin af betrokke raak en as hulle nie daar vervolg nie, daar het AfriForum as 'n organisasie die klaar gewees en daar het ons miskien 'n moontlike wesenlike belang om dit te doen. So ek dink hoe gouer ons dit kan doen, hoe gouer sal ons ook vir die vervolgingsgesag kry om te doen wat hulle moet doen. Maar soos jy ook noem, daar is vele uitdagings en die proses kan partykeer lank vat. Verduidelik vir ons bietjie van die proses, want jy moet nou eers aansoek doen by die NVG en hulle moet eers sê ons gaan verseker dit nie vervolg nie en ek verstaan daar is ook rede vir die proses om te sloer, is ek reg? Ja, kan ek eers gou oor sloer praat, maar dit is nou nog vir my meer opwindend as die ander deel wat ek nou baie verduidelik het, maar as ek kind gou oor sloer kan gesels. Ons het nou in 2 gevalle, gister het ons ook een gedoen, waar dit is nou een van die maniere wat politici gebruik en wat enige iemand in 'n posisie van mag gebruik en wat in die verlede geslaag het is, solank jy net nie aandag gee nie, gaan dit weggaan. Ek bedoel, daar's baie gevalle, as ons net bietjie dink wat gebeur het in die Armsdale-kommissie, as ons nou oor kommissies moet praat, hoeveel van daai sake het net absoluut weggeraak, niemand gee net meer aandag daar. En dit het wat gebeur het oor 'n tyd en Alida is reg, ek dink net voor ons begin het sy gesê, in Suid-Afrika is iets, in my Engels woord, something will just trend vir 'n week, want dan volgende week is daar iets groter. Gumede gaan hierdie week op almal se lippe wees, maar volgende week is daar iets groter, dan vergeet ons dit. So, ons weet dat mense sloer, en ons het nou in die on-point saak waar ons meneer Malema wil vervolg, 'n mandamus gebring teen die vervolgingsgesag. Die eerste keer dat 'n mandamus gebring is, ons was suksesvol. Toe ons die mandamus liaseer, kyk hulle na die stukke, hulle neem onmiddellike besluit en hulle betaal ons koste. Gister het ons 'n mandamus beteken op minister Lamola, en is die ironie nie groot nie. Ons moes gister meneer Lamola verplig om sy plig te doen teen 'n korrupsiesaak van 'n SADC land, en wie is die leier van die kabinetskomitee? Meneer Lamola. Die ironie is tog so sprekend, maar gister het ons nou op hom 'n mandamus beteken, Elaine, net om 'n antwoord te kry. Net om 'n antwoord te kry. Die Botswana regering wag nou 11 maande om 'n antwoord te kry. Hulle het nog geen antwoord gekry nie. So as mens dit alles in ag neem, dan sien jy dat iemand moet iets doen om net 'n antwoord te kry. Ek gaan vinnig in 2 minute vir jou sê, jy is heeltemal reg. As ons wil privaat vervolg, dan moet ons in terme van die strafproseswet na die prosecutie-sertifikaat by die vervolgingsgesag kry, nadat hulle besluit het om nie te vervolg. Ons het heel party hiervan. Die groot probleem met privaat vervolging is dat jy moet waarborge gee vir die koste van die beskuldigde as jy nie so suksesvol wees nie. Dis hoekom dit in die verlede nie plaasgevind het. Ons is nou in die bevoordeelde posisie dat ons het die ondersteuning van AfriForum om 'n konsep te skep. En ons kan daai tipe waarborge gee. Dankie. Goed, dankie. Wat nog daarby? Asseblief. Kyk, ek sal graag Gerrie se gevoel wil toets oor dit. 'n Interessante konsep wat in Amerika byvoorbeeld bestaan is dit van wat hulle noem 'n qui tam reward of toekenning. Is my uitspraak van Latyn reg is. Waaroor dit gaan is dat fluitjieblassers kan self die vervolging instel in terme van Amerikaanse wetgewing en dan 'n gedeelte van die geld wat teruggekry word kan hulle hou om as vergoeding vir die kostes wat hulle aangegaan het. So wat ek wil sê is
ons moet bly soek aan kreatiewe maniere wat in die reg bestaan of wat ons kan moontlik oorneem in hierdie groot stryd. Weet, ons is nie verlore nie, maar ons moet selfs bereid wees om weier ook net as dit te dink. Die rol van die media, ondersoekende joernaliste, is 'n pragtige voorbeeld gedurende staatskaping, hoe hulle die hele ding op die agenda geplaas het en gesorg het dat iets gebeur. Ek kan vir jou sê, ek is 99% seker, as dit nie was vir die media nie, het ons nog steeds gesit met Zuma as president. Want die kiesers gaan hom nie verwyder. Die volgende ding is dat tegnologie gee ons ook die geleentheid om beter te kommunikeer, sosiale media, dat ons bewusmaking kan maak, dat ons bly praat oor dit, dat ons inligting deel, solank dit nie gesensor gaan word nie. Ons moet versigtig wees daarvoor. Maar daar is ander instellings ook. Byvoorbeeld die auditprofessie, die gebruik van tegnologie dat ons in tyd, met ander woorde, soos wat 'n transaksie gebeur, dit monitor. Dat ons kan kyk, en dit is moontlik, want SARS en die banke doen dit reeds. Hulle is almal aan mekaar gekoppel. Dit is teoreties alreeds moontlik om die vloei van geld in tyd te monitor. En as ons dit kan doen, dan kan ons baie vroeër optree teen hierdie ouens. Want op hierdie stadium moet ons wag tot 'n fluitjie blaas, dit aanhangig maak, of as ons gelukkig is, 'n jaar later gaan 'n ouditeur op die toneel kom, dit audit en dan moeilikheid optel. So, daar is wel hoop, en ek dink dit is waarin ons begin kyk en sê, hoe kan ons dit wat ons het gebruik, die media, die tegnologie, hierdie ek sukkel vir die Afrikaans, jou kunsmatige intelligensie, daar's 'n hele klomp goed wat mens daar kan gebruik. Dit is baie teoreties, hierdie werk net in Amerika. Daar's byvoorbeeld 'n statistiese model, Benford's Law, en dit sê as jy 'n groot genoeg hoeveelheid getalle het getalle 'n tipe normaal verspreiding. En as jy 'n getal verander op jou eie, om 'n transaksie weg te steek of geld bedrog te pleeg, dan gaan daai getal statisties volgens daai wet opgetel kan word. So daar is sulke modelle. Hierdie slim ouens in die wiskunde moet hulle kry om te praat saam met die ondersoekers, met die polismanne. Dan gaan ons 'n baie beter wêreld kan hê, glo ek. Goed. Alida, hierdie twee manne het nou vir ons 'n paar oplossings of opsies gegee hoe ons korrupsie beter kan aanspreek. Is daar iets wat die gewone man op straat kan doen om te verseker dat politieke korruptes aan die pen ry? Is dit net by die stembus of het ons ander opsies ook? Nee, dis nie net by die stembus nie. Ek meen die stembus is 'n belangrike deel, maar ek meen verkiesings vind plaas elke 5 jaar. Daar's baie tyd wat verloop tussen verkiesings. Ek meen die ANC en die EFF het onlangs onder mekaar ooreengekom. Dit is nogal interessant. Ek dis net dalk die moeite werd om te noem. Hulle het onder mekaar besluit dat hulle wil poog om 'n meerderheidsbesluit in die parlement deur te sit om seker te maak dat ons nasionale, provinsiale en munisipale verkiesings almal op een dag plaasvind. Dis deel van 'n poging om die onlangse konstitusionele besluit rakende die toelating van onafhanklike kandidaate in verkiesings ook. Om op 'n manier bietjie 'n teenvoeter te bied vir die moontlike herverdeling van mag wat in die toekoms moontlik voorlê. Maar dis nou dit gesê, kyk, die gewone man op straat moet beslis betrokke raak in burgerlike samelewing. En burgerlike samelewing behels 'n betrokkenheid in verskillende nie-regeringsorganisasies, of dit nou in 'n vakbond konteks of 'n burgerregte konteks is, of dit in een of ander gemeenskapsinstelling is. Ek meen, so jou betrokkenheid op 'n manier, kyk want dis juist 'n burgerlike samelewing wat politici
wat poog om politici en eintlik in Suid-Afrika dit baie suksesvol regkry om politici te laat verantwoord in daardie 5 jaar wat in elk geval nie deur die stembus geaffekteer word nie. Ek meen in Suid-Afrika ook, ek meen op 'n manier is ons partytetiek is gebreek, weet. Alles in ons grondwet is op so 'n manier saamgestel oorspronklik op 'n manier om mag te laat verantwoord, om 'n verdeling van mag te laat plaasvind. Ek meen ons het 'n proporsionele kiesstelsel, 'n partylystelsel, ons het 'n verdeling van magte, maar op 'n manier weens die dominante partytelsel waarna ek voorheen verwys het dit al hierdie dele van ons stelsel gebreek of eintlik maar wanfunksioneel gemaak en 'n politieke party of partytetiek is in elk geval nie die antwoord om verandering teweeg te bring in ons samelewing nie. Ons moet kyk na koalisies, selfs na buiteparlementêre koalisies, as ek dit so kan stel, koalisies en alliansies in burgerlike samelewing. En ek dink nou wat voor lê in die toekoms ook, ek meen, soos ek het vroeër ook nou verwys na die konstitusionele hof wat uitspraak gelewer het dat onafhanklike kandidaate moet kan staan in die 2024 verkiesing met nasionaal en provinsiaal. En dit het dan ook 'n gevolg dat politieke bewegings, jy hoef nie eers aan 'n party te behoort om 'n kandidaat te wees in 'n verkiesing nie. So daar's 'n nuwe, sommige kommentators meen dit gaan nie regtig dinge verander nie. Maar ek weet nie, ek stem nie saam nie. As ek tel op dat daar is al reeds mense wat begin mobiliseer, wat begin planne beraam van hoe hulle in 'n bewegingskonteks, hoe hulle in 'n politieke bewegingskonteks moontlik gaan begin deelneem aan verkiesings, nasionaal en provinsiaal, van 2024 af. En ek meen, dit kan 'n deel wees van momente wat geskep word om partytetiek ook weer meer te herstel in Suid-Afrika. En ook ons wegvat, wel gedeeltelik stelselmatig wegvat van 'n situasie waar die ANC se partytetiek die politiek van die land is. En dit is deel van dit om bietjie meer multipolariteit te begin skep in ons samelewing. Ja, goed. Goed, julle baie dankie. Dit is alles wat ons vandag voor tyd het. Dit is vir ons duidelik uit hierdie gesprek dat ons het reg om skepties te wees oor hierdie komitees en die politieke prosesse om korrupsie aan te spreek. Daar is nie noodwendig die politieke wil nie, maar daar is daarom ook 'n aantal opsies wat ons as burgerlikes het om te verseker dat politici verantwoordelik gehou word. Alida het ook nou genoem, jy hoef nie eers meer aan 'n politieke party te behoort om deel te kan neem aan 'n verkiesing nie. So ek dink dit behoort ons regtig ook tog 'n mate van hoop te gee en dryf om betrokke te raak in verandering. Is daar enigiets meer wat een van julle wil voeg tot die gesprek wat julle dink ons nog kan doen of wat ons in gedagte moet hou met betrekking tot ek wil graag byvoeg. Ek dink vir die normaal vir ons almal, vir normale mense. Ek meen, die groot vraag is dat die huidige teenstand wat teen die ANC ontwikkel het veral in die afgelope tyd. Die vraag is, gaan dit lei tot apatie by die stembus byvoorbeeld, of gaan dit mense motiveer om deel te gaan neem aan munisipale verkiesings volgende jaar? En daai ding is nog, ons wag nog om te kyk wat gaan gebeur met dit. Ek dink, as jy op Vrydag veral, soos wat ek vroeër verwys het, kan jy so die gemoedere loop hoog op Vrydag byvoorbeeld in die land op die oomblik, dan sal jy dink, joh, nee, ek dink dit gaan nie tot apatie lei nie, dit sal tot 'n verhoogde deelname aan verkiesings lei. Maar vir normale mense, vir ons almal, ons moet deelneem aan ons munisipale verkiesings buiten die feit dat jy ook moet betrokke raak in burgerlike samelewing. Elaine, as ek vinnig ook net iets daarop kan sê, dis baie goed al om in die geskiedenis in te gaan. Ek is baie lief vir die geskiedenis. En daar's 'n rede hoekom ek byvoorbeeld in Gerrie iets soos Romeinse reg as studente moes gehad het. Maar in die ou Griekse stadsstate was dit 'n halsmisdaad. Met ander woorde, jy kon ter dood veroordeel geword het as jy as burger nie deelgeneem het aan 'n verkiesing nie. So belangrik het hulle het gesê dat die gemeenskap moet betrokke wees by die demokrasie. Anders werk demokrasie nie. En ek dink dis nog 'n belangrike punt wat ek graag net wil illustreer is dat ons as gemeenskap moet weet
ons het baie krag binne onsself. Ons moet daai krag mobiliseer op verskeie terreine. Ons kan nie wag vir 'n regering om na ons te kyk nie. Dit is nie die antwoord nie. Gary, ek weet jy wil vir ons afsluit met 'n laaste woord. Al wat ek wil sê is Alida praat van verandering en Albert praat van verandering en ek het verandering nou gesien as 'n dosent aan die Noordwes Universiteit vir ons sê hy sukkel om 'n Afrikaanse woord vir iets te kry, dan het dinge werklik in hierdie land verander. Nee, ek staan krities teenoor kommissies. Ek dink ons moet doen wat ons kan om net mense in posisie so ver te kry om hulle plig te doen en ons moet kan insien dat dit wat gedoen word is net om tyd te wen en enige goeie trou te probeer wen asof jy iets doen en ons moet net nooit op 'n krities wees teenoor kommissies en stappe wat geneem word wat nie gevolgtrekking kan hê of gevolge kan hê wat korrupsie gaan stry. Goed. Baie dankie vir julle tyd. Ons sê ook dankie vir almal wat ingeskakel het. Totsiens.